Wanneer ons begin Bybel lees, en ons begin by Genesis 1 vers 1 lees ons, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Lang voor daar lig of lewe of van enige vorm was, Here deur die krag van sy woord het hy begin skep. Hy het begin met laat daar lig wees. En dit dui op dat God kreatief is. En God se kreatiwiteit en sy krag weergalm deur ons geskiedenis. Hierdie is 'n waarheid wat nie net 'n beskrywing is van wat hy gedoen het nie, maar 'n openbaring van wie hy is. Hy bring lewe uit leegheid, orde uit chaos en lig uit duisternis. En omdat ek en jy na sy beeld geskape is, dra elke mens ook kreatiwiteit in hulle lewe, in hulle wese. Dit beteken nie ons almal is fantastiese kunstenaars nie, maar dit beteken dat elke hart het die vermoë om saam met God nuwe dinge te laat gebeur, om te bou, om te plant, om te herstel. Ons het nodig om te glo dat hy in die middel van enige verandering, enige krisis, iets goeds kan doen en gaan doen. Wanneer jy op 'n plek kom waar dinge verander het, 'n deur dalk in jou oë toegeklap of 'n nuwe ene maak voor jou oop, dan staan jy op heilige grond, op 'n plek wat reg is vir iets nuuts om te gebeur. Onthou, verandering is nie altyd die einde nie. Dit is die ruimte waarin God nuwe beginne maak. Dit is die plek waar stof in lewe verander, waar gebroke en stikkende lewens nuut gemaak kan word. En wanneer dinge onseker lyk, is God se plan altyd seker. God se kreatiwiteit is nie beperk tot die skepping van die wêreld nie. Hy kan ook jou hart herskep. Hy kan ou dinge nuut maak en hy kan nuwe lewe bring na plekke wat verdor en dood voel. Jesaja 43 vers 19 sê, kyk, ek doen iets nuuts. Dit begin nou al gebeur. Kan julle dit nie sien nie? Ek maak 'n pad deur die woestyn, riviere in droë lande. Elke verandering wat deur sy hand kom, dra die belofte van hoop. Wat jy nou beleef, die moeilike dinge waardeur jy nou gaan, is nie die einde nie, maar dit is die begin van iets wat hy reeds voorberei het, wat jy net moet sien. Wanneer jy op hom vertrou, groei jou geloof in die plek van vrees, en 'n nuwe lewe kom uit plekke waar daar eintlik niks is. Korintiërs 5 vers 17 gee vir ons die versekering, as iemand aan Christus behoort, is hy 'n nuwe mens. Die ou lewe is verby, 'n nuwe lewe het begin. God se skepingskrag rus steeds op hierdie aarde, spesifiek in my en jou lewens. In hierdie tyd wat ons baie keer deur verandering gaan, waar ons deur krisisse gaan, waar ons gaan deur tye wat ons nie regtig weet waarheen nie, moet ons altyd onthou dat ons is gemaak in die beeld van die een wat skep, van die skepper. Ons is kreatief. En as ons begin intap in wie God is, dan kan ons ook kreatief wees. Dan kan ons ook uit niks iets maak. En dit is wat hy vir ons wil wys. God het hierdie hele aarde uit niks uitgemaak nie. Uit woes en leeg kom hierdie pragtige plek waarin ons nou woon. In jou situasie, in my situasie, wat baie keer vir ons woes en leeg voel, kan God iets wonderliks maak. As ons op hom vertrou, as ons hom toelaat, en die belangrike ding, as ons saam met hom werk en hom innooi. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie dat U in beheer is. Vader, ons kom vra dat U oorneem en dat U uit wat ons nou het, uit ons gebroke lewens uit, iets sal skep wat die wêreld sal laat stom staan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.